Goed. Blaai na 1 Johannes, nie Johannes nie, 1 Johannes. You are welcome to follow that in your English Bible. You have that English Bible, it's fine. Ons lees saam. Ons gaan van hoofstuk 2 af lees. Ons is besig met hoofstuk 2. Die apostel Johannes hier sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom met die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. En vandag se fokus dan, broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehaat het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Vader, seën die woord, oordenking in Jesus naam. Amen. Weer eens vir die wat, like you haven't been here for a long time, is belangrik om te kyk na wat 1 Johannes is 'n algemene omsendbrief. Dit is sy genre, is 'n algemene omsendbrief, omdat dit nie net geskryf is aan 'n spesifieke kerk nie, dit is geskryf uit die stad Efese wat die grootste handelsstad was in daardie area. Groot kerke in Efese, maar 'n groot probleem want die mense het 'n ander Jesus begin volg. Hulle het gnostisisme begin volg. Meer en meer mense, kerk was vol, dan word die kerk getileer, minder en minder en minder. Op die ou einde sit daar mense in die kerk wat gnostisisme aanhang, maar hulle aanbid die ware Here Jesus Christus, maar hulle in hulle harte is hulle eintlik klaar gnostisie. Nou, hoekom Johannes so belangrik is, want Paulus noem Johannes in Galasiërs 2 vers 9, as die wat hier was, onthou Galasiërs 2 vers 9, wat Paulus sê dat daar 3 pilare was van die Christelike kerk, of is, kan ons steeds in die huidige tyd, daar is 3 pilare in die Christelike kerk in Jerusalem. Wie was dit? Dit was Jakobus, nie die broer van Johannes nie, dit was Jesus se halfbroer. Jakobus was die leier in die kerk in Jerusalem, en dan was daar Petrus of Cephas, soos die mense dit ken, en dan Johannes homself. So hy is een van die 3 pilare, die hoofpilare waar die kerk begin het, en ons sê die Here dankie daarvoor. En ons weet dat almal oorlede is, want Jakobus sê die geskiedenis van ons, hy is van 'n tempel se dak afgegooi, het homself te pletter geval. Dat sê hom gesê, maar jy versoek net soos Jesus, kom ons stoot jou van die tempel se dak af. Dit is hoe Jakobus hulle sê hy tot sy einde gekom het. Ons weet Petrus is onderste bo gekruisig, en wie bly oor? Net Johannes nie. Een van die pilare wat oorbly. En vir hom is dit so belangrik, omdat ek dink in sy binneste het hy gevoel, ek moet hierdie oorlewering wat ons gekry het, direk van die Here Jesus Christus, moet ek verdedig. Ek moet dit met my lewe verdedig, want al die ander apostels is reeds oorlede. En dis nie meer daar nie. Nou is hy die einde van die eerste eeu, tussen 90 en 100, wat hy hoor van al hierdie dinge wat gebeur in die kerk, hy sien dit gebeur, hy ken vir Serinthus, die hoof
promoveerder van die Gnostisisme was Cerinthus, wat hy nie eens eers in dieselfde bad as hy wil gaan sit, 'n publieke bad, soos 'n swembad met hom gaan sit. Want hy glo die Here kan miskien die dak in mekaar laat val. Nou skryf hy dringend dat ons agterkom, en ons is Johannes interessant dat hy hou aan 'n tema herhaal en hy gebruik 'n tema, en een van die temas wat hy gebruik is lig en duister, waarheid en leuns, lieg en waar. Want hulle praat dit sê die black and white dualism, swart en wit dualisme wat hy gebruik om sy boek te skryf. En ek dink hy het geglo dat hy binnekort op so 'n ouderdom van seker in sy 90's hy die Here Jesus Christus gaan sien. Ek dink hy net soos Paulus verwag, hy wou Christus persoonlik gaan sien het in sy verheerlikte vorm, soos hy op die berg verskyn het. Maar ek dink voordat hy before he goes in peace, he first wants to correct a very dangerous tendency that surfaced. 'n Vreeslike ernstige ding het gebeur. Vir ons dink dit as ons daarvan lees nie so ernstig, dit is redelik ernstig, maar dit kan die fondasie van hierdie pilare, dit kan die pilare skud in die hele geloof wat ons het vandag die 27 boeke in mekaar laat stort. Maar hy het ons nie meer die Bybel gehad. Nou skryf hy en waarskynlik oor die Gnostisisme, want Gnostisisme het geglo dat Jesus een van die baie gode was. He was part of one of the pantheon of gods, deel van nogal van die demiurge, die swakker God, die vleeslike God, want die onsigbare God, die monad is die regte God. Onder hom val al die gode, net soos in Griekse godsdienste, onder monad, die onsigbare God, val all the other gods. Jesus merely one of them. Hy is maar net een van daai pantheon van gode. Hy is nie eers die grootste nie. Want hy die vleeslike wêreld geskaap, so hy en Jahwe is laer gode. Dis waarom ons skryf ook the New Age is sterk, is 'n amper 'n gekondenseerde vorm van Gnostisisme vandag. Want dit kom ook uit Hindoeïsme, en ons het al daarvan gepraat. Want die idee is dat daar nie werklik sonde is nie, dit is waarom hy baie praat oor sonde in hierdie gedeelte. En hy waarsku teen as jy gesondig het, want die Gnostici nie geglo dat jy kan sondig nie, soos Hindoeïsme. Jy kan nie regtig, if you do something with your flesh, the flesh counts for nothing because you die, you're going to be a spirit, and you come incarnate to the next level of existence, and eventually you became part of Nirvana. Jy het al gehoor van Nirvana, daar was 'n musiekgroep ook Nirvana. Dit beteken eintlik later to waft away. You become part of the nothingness of God, the yin-yang. You become part of the yin-yang. That's New Age. Because you need that divine spark, you need that enlightenment. Dis waarom Johannes aanhoudend die woord gebruik, lig. Want hulle het geglo, alleen Gnosticisme het die ware lig. New Age spreek, hulle die ware lig. Poor Christians, they are shamed, they are so naive, they don't know that we have the real God, we have the one that you go to when you become part of Nirvana, if you go into Nirvana. So hulle val die geskrifte aan wat ons ken vandag, en daar word gewaarsku, want dis die waarskuwing en die geskrifte interpreteer. Geskrifte, onthou Spreuke 14 vers 12, jy wil blaai, dit is van toepassing, in die tyd van Salomo het hy dit skryf, in Proverbs 14 vers 12, hy sê, there is a way that seems right, but the end thereof is death. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. New Age lyk reg. Dit is so verdraagsaam. New Age verdra alles. Hulle verdra Rooms-Katolieke, hulle verdra moslims, hulle aanvaar Hindoeïsme, Shantoïsme, alle ismes aanvaar hierdie mense. How can they be wrong? They're so tolerant. Hulle is so sag en vriendelik, hulle aanvaar alles. Maar wat hulle eintlik doen,
in die een kant, it looks like they're smiling to the Christians, but actually they're showing their fangs, because they are a danger to Christianity. The danger teen Christus Jesus, want dit lyk reg, maar die einde daarvan is die dood. So ons het verlede week afgesluit hoofstuk 2 vers 6, hy wat sê dat hy in Christus is, wat die hele konsep is, we must be in Christ, we must be in Christ, in Christus. Dis waarom ons nie mense doop omdat dit 'n goeie tradisie is van die Baptiste kerk. Ons doop hulle as 'n sigbare teken van 'n onsigbare realiteit. Dat die persoon sê, somewhere along the line I committed my life to Christ. Somewhere along the line I surrendered my life. Mense het 'n verkeerde siening van die Christendom. Ons gee nie ons hartjies vir Jesus nie. We surrender. He's a king. Dit is Paul Washer wat gesê. You don't just commit yourself to Christ. Christ doesn't want your commitment. He wants your surrender. Jy gee oor aan hom. En hy laat jou deur sy gees wedergeboorte ervaar. En dan is ons in Christus, by die doop symboliseer. Julle wat nog nie gedoop is nie, die tortelduis is hier voor 'n ander wat nie. Dis 'n teken van 'n onsigbare realiteit dat ons in die Heilige Gees geplaas word. Dis daai effek van die bottel wat in die water gooi, jy is water in die bottel en die bottel is ook in die water. Maar kyk na vers 7, wat interessant wat hy hierdie gedeelte begin, hy sê, wie se Bybel sê broeders? Wie se Bybel sê daar, I want to hear the Baptist fan. I want to hear the Baptist fan. Wat sê jou Bybel? Geliefdes. Die 1953 praat van broeders. Adelphos. Wat sê julle in? Beloved. Nou is interessant waar die verskil kom. Die Textus Receptus, die vertaling van die Textus Receptus, wat hulle dit noem, saam met die KNL groep vertalings, praat almal van broeders, Adelphos. Die ander geskrifte, manuskripte wat hulle gekry het, natuurlik die Nu, die A, B en C, die Unisals beteken, dis manuskripte wat net in hoofletters, ek weet nie of julle dit al ooit gesien het, dis net in hoofletters geskryf, aan mekaar, daar's nie spasies tussen die woorde nie, hulle noem dit die Unisals. Geskryf is, praat van agapeitoi, nie van Adelphos, dit sê agapeitoi. Hy skryf aan julle, of agapeitoi, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar is 'n ou gebod. Wat is die ou gebod? Dis die woord wat julle van die begin af gehoor het. Luister nou weer na die woorde gebruik van Johannes. Wat het julle, ons hoor, dit is die woord. Wat is die woord? God se gebod, ja. Maar wat is die woord wat ons van die begin af, kom ek skuif die klem op die woord. En dit is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Hoor waar kom dit? Van die begin af. Wie was van die begin? Christus. 1 Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. Julle het hierdie woord van die begin af gehad en het ons gepraat oor die Bybel, dit is die geskrewe woord van God. So julle het hierdie goed sê Johannes al van die begin af gehad. Waar die Grieks vandaan kom, die Genesis is 'n Griekse woord, dis nie Hebreëse woord nie. Genesis beteken in die begin. Wat julle van die begin af gehoor het. Die hele Ou Testament van Genesis 1 af gehoor het, waar God homself deur die woord geopenbaar het. Julle ken tog sy instruksies, julle ken sy gebooie. Want hy was van die begin af en hy het vir ons deur Moses instruksies gegee. Hy het die profete gegee, want die profete bestraf die mense omdat hulle nie bly by Moses se bevele wat deur Jahwe aan Moses gegee is nie. Maar let op, hy sê wat julle van die begin af gehoor het. Want Genesis 1 vers 3 sê en God gebruik die woord om dit wat onsigbaar is sigbaar te maak. Verstaan nie Genesis nie. God maak dit wat onsigbaar was, Hebreërs 11. Hebreërs 11 sê deur die geloof verstaan ons dat die God die sigbare wêreld uit die onsigbare gemaak. Dit vind in Genesis plaas. Want toe kom die woord. En daar's verskillende teorieë, soos
julle weet ek glo nie letterlik 'n 6 dae skepping, maar daar's mense wat sê nee, dit is jare en verskillende eeue en wat ook al, maar dit maak nie saak nie, klem lê nie oor hoeveel dae die Here die skepping gemaak het nie. Die hooftema is dat God met die skepping van die wêreld die lig aan boord bring. God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Want dit was sy bevel. Laat daar uit die duister, uit niks uit, ex nihilo sê die Latyns, iets voortkom wat sigbaar is. En dit is Johannes se gedagte, want God wat gesê het, ons hou, ek het vir jou gesê, in die Korintiërs gedeelte waar hy sê, and God who said, let light come forth out of darkness, have enlightened your hearts, hy het julle harte verlig deur die kennis, gnosis, waar die gnosis, deur in Christus se aangesig te laat skyn, nie net sy lig nie, maar ook sy krag en heerlikheid. Waar sien ons God se krag en heerlikheid? In die aangesig van Jesus Christus. Waar sien ons die lig? In Jesus Christus. Wie gee vir ons die weergawe van die lig? In die 66 boeke. Dis die lig wat God laat skyn. Nou gebruik Johannes ek sê die black and white dualism, lig teen duister speel hy af die hele tyd. Wat vloei uit die lewende woord Christus, vloei die geskrewe woord, die 66 boeke en vers 7, die ou gebod is, sê Johannes, is dit wat julle van die begin af gehoor het. Dit is wat julle van die begin af gehoor het. Wat het julle van die begin af gehoor? God is lig en geen duisternis is in hom. Dit is wat julle van die begin af gehoor het. God is lig. Die mense wat hierdie boek van Johannes lees of die brief van Johannes weet, God is lig. Nie Gnosticisme, nie New Age nie, want New Age sê ook, we've got the light, we've got the true light. We are enlightened. Jy al gehoor hulle sê, divine spark. We are truly enlightened. You Christians are not really illuminated. Nou sê Johannes, ons is. Want hy wat van die begin af was, het God aan ons gewys. Wie is hy? Wie sy aangesig skyn die lig? Christus, Jesus sê Paulus. Want die ou gebod, as ons praat van, wat sê die ou gebod? Ons het verlede week daarin gepraat, die woord wat Johannes hier gebruik, regoor 46 keer in die eerste boek van Johannes, skrywe van Johannes, is die woord, jy gaan sê, Dries, jy verveel my nou met detail, jy het al soveel keer sê. 46 keer ten minste kom die woord agapao, sy werkwoord voor. Dit kom van die woord agape. En agape is nie, geen menslike liefde. Nou, mense ken baie goed, te veel in Amerika, erotika. Dis 'n vleeslike aantrekking in liefde. Selfs wat hulle in Engels sê infatuation. Ek voel aangetrokke tot hierdie persoon. God het nie 'n aangetrokkenheid met ons nie. Hy agape ons, agapao ons. God het ook nie filantropos alleen. Dis nie sy hoogste liefde nie. Filantropos beteken, jy weet waar filantroop vandaan kom. Who care about nature and the people in the world. Klink op so nieuw uit. Hy het ook nie storm, soos gay, familieliefde nie. Hy het ook nie, hy het sê ons maar, die woord wat Johannes oor en oor gebruik is agape, agape, agape. Hoe moet ons mekaar lief hê, jou broeders lief hê? Agape liefde, agape liefde. En weer eens, so wat aanhou sê, ons kan nie agape liefde in onsself bewerk nie. Ons is nie God nie. Net God, hierdie agape kom uit God uit. Deur sy Heilige Gees bewerk hy in ons agape. Nooit vir 'n sê persoon, ek agape jou nie, want jy kan nie. Ons kan nie. Net die Gees kan daai liefde in ons bewerk. 'n Liefde is nie 'n onvoorwaardelike liefde, dit is 'n goddelike liefde. Agape. Want as Jesus, ons het gekyk waar hy sê, Matteus 22 vers 37, ons 2 weke terug na gekyk het, man kom na hom toe en sê, wat is die eerste en die grootste gebod? Matteus 22 vers 37, Matthew 22 vers 37, wat sê hierdie gedeelte?
Wat is die grootste gebod, sê God, Matteus 20 vers 37? Jy moet die Here jou God agapau. Dit is die grootste, verstaan het? Jy moet die Here jou God agapau. Met 'n goddelike liefde lief hê. Niemand van ons, nie een van die kerke, enige plek op die wêreld by kerke, kan enige persoon sê, hy agapau God. Maar Jesus sê, dis die eerste en die grootste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en krag en verstand. En dit is die tweede gebod wat daaraan gelyk is, wat Johannes op fokus meer as liefde vir God. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ek hoor baie deesdae sê, ons moet mense leer om hulle self lief te kry. Moenie dit probeer, die mense van nature baie lief vir hulle self, is dit nie? Ja, agterkom as jy na 'n foto kyk waar u in is, en jy gaan deur die jaarboek, wie is die eerste persoon waarna jy kyk as jy na die foto kyk? Na jouself, is dit nie? Ons oor soek na daai foto, waar is ek op hierdie foto? So ons het onsself genoeg lief, ons hoef nie te leer om onsself lief te hê nie, ons is baie lief vir onsself. Te lief vir onsself. Dankie, okay. Maar God sê, jy moet jou naaste agapau, wat hy sê, wat Jesus ook sê in die bergrede, doen aan ander mense soos jy graag aan jou self gedoen wil hê. As jy wil hê, mense moet jou so behandel ook daardie naaste. En dit sluit, en kyk, mense dink, waar kom dit in die Ou Testament? Wat bedoel hy, dis 'n ou gebod wat ek vir julle gee, maar gee ook vir julle 'n nuwe gebod, Levitikus 19 vers 18. Genesis, Exodus, Levitikus. Dalk jouself gaan draai na Levitikus 19 vers 18. Ek gaan begin vra vir mense, lees vir my asseblief. Ja, gaan op jou app, wat ook al na Levitikus 19 vers 18. Wat sê dit dan? En as iemand dit vir my lees. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenote nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Die hele Levitikus gee die Here weer die wet en sê, doen dit, moenie soos die volk wees nie, ek is die Here God. Wees heilig want ek is heilig, sê die Here. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. Sien, daar het dit al gekom, jou naaste, en dan sluit hy ook daarbey, dat Jesus dan ook verder exposeer, wat hy sê, jy moet selfs jou vyand lief hê. Want jou vyand is ook jou naaste. Doen goed aan die wat jou vervolg. Bid vir die wat jou vervloek. Want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want ek is Jahweh. Dis wat die letterlik. Want ek is Jahweh, julle God, julle Elohim. Julle moet lief hê. Dis die ou gebod. En selfs in die Ou Testament wat Marieke Nadia vir my sê, maar ek moet nie net vir die mense sê, dit staan in Deuteronomium aanneem kom maak nie. Blaai vir my asseblief na Deuteronomium 30 vers 6. Hoe kan ons hierdie liefde, die ou gebod wat Johannes van praat, uitvoer? Kan ons dit uitvoer? Ek nou sê, niemand kan regtig hierdie gebod nakom nie. Dan my gunsteling vers in Deuteronomium 30 vers 60 sê, wat sê die Here? En ek sal julle harte besny. Nog voor die besnyding, na die besnyding is hierdie die grootste gebod. Ek sal julle harte besny. Hoekom? Sodat julle my God sal lief hê met julle hele hart en met julle hele siel, julle en julle nageslag, sodat julle kan lewe. Ons kan nie lewe as ons nie agapau het. Want dis wat Jesus sê. Die grootste gebod, jy moet die Here jou God agapau, jy moet jou naaste lief agapau, net soos jy jouself lief het. Vers 8. En dit is die nuwe gebod, sê Johannes. Waarna verwys hy? Matteus 22 vers 37. Julle moet die Here julle God. Dit is nog altyd in die Ou Testament. Dis nie 'n nuwe gebod wat God nou ewe skielik sê, julle moet julle naaste lief hê, julle moet God lief hê nie. Dis 'n ou gebod wat al staan in, het ons gesê het, in Deuteronomium 30, dit staan in Levitikus 19 vers 18. Dis 'n ou gebod. Maar hy sê, maar tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Weer die woord waarheid. Dis die woord 7
wat julle gehoor het van die begin af, tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en julle wat die duisternis gaan verby en die waaragtige lig. Sien, daar kom weer lig, duisternis. Die duisternis is besig om weg te gaan en die waaragtige lig skyn al reeds. Die faust teen die skotels, die lig teenoor die duisternis. Hulle wat lief het, met ander woorde, staan daar, wie is hulle wat die lig het? Hulle wat God lief het en hulle naaste lief het. Die ou gebod, en toe skryf ek vir julle 'n nuwe gebod, wat hy sê, hy som Jesus se woorde op in Matteus 22, dan sê hy, dit is lig, dit is duisternis. Liefde is lig. Haat is duisternis. Maak tog sin. Is julle in die duisternis of julle in die lig? En hy wat sê, vers 9, dat hy in die lig is en sy broer, in die konteks ook, en ek bedoel in die suster haat, jy as jy broer of suster jou haat, is in die duisternis tot nou toe. Van die begin van die skepping tot nou toe, sê Johannes, is steeds, hy wat sy broeder haat, is in die duisternis. Bob Utley, professor Utley, wie sy kommentaar het gebruik, sê dis in die present active tense. Hate is an evidence of darkness. Haat is 'n bewys van duisternis. Want die duiwel haat van die begin. Hy haat God. Hy haat al die Christene. Maar, sê hy vers 10, daar kry ons nou die dualism. Hy is in die lig wat sy broer haat, maar, vers 10, maar hy wie sy broer of suster lief het, bly in die lig. Dit praat van 'n permanente bly in die lig. Hoekom? Omdat die Gees in ons woon, en die Gees kan nie haat nie. Ons kan haat, maar die Gees kan nie haat nie. Maar die Gees dryf ons tot agape liefde. God liefde en ons naaste, net soos, want glo my, God het alle mense lief tot die dag dat hulle sterf. As hulle buite Christus sterf, is hulle klaar veroordeel. Hulle in Christus sterf, skyn die lig aanhoudend in hulle. Wie sy broeder en suster, vers 10, lief het, bly in die lig, en het geen persoon rede tot struikeling nie. Nee, daar's 'n dubbele bedoeling hier. Dit sê, laat niemand struikel nie. Jesus sê, moenie mense wat struikel nie. Maar hy sê, hy struikel self nie. Dit is logies. As jy in die pikdonker loop, daar's nie 'n maan nie, en jy stap hier in die pad, gaan jy in dinge vasloop. Want jy sien nie die lig nie en jy struikel. So hy sê, maar so 'n persoon bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling. But they themselves say that they stumble, since love is compared to light. Lig geef ons lig vir ons pad, elke dag, 'n Christen. Waar kry ons dit? Psalm 119 vers 5. Wat sê Psalm 119 vers 5? Almal sit hulle kop en ja, wat sê dit? Ek dink jy gaan dit uit jou kop het. 'n bekende gedeelte wat ons moet onthou. Psalm 119 vers 5. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my. Wat is 'n lig vir ons pad? Die woord. Wat is 'n woord? Die 66 boeke. Ten minste is 'n lig vir ons pad en 'n lamp is daar kry ons Hebreëse parallelisme. Dit beteken dieselfde ding. Die woord is 'n lig vir my, 'n lamp vir my voete en 'n lig beteken dieselfde. Waarby ek kan sien, en as ek in hierdie lig wandel, sal ek nie struikel nie. Ek kan nie struikel nie, want ek kan sien. Christus verlig my, sodat ek kan sien op my pad. En daar kom nou die Gnostisisme, want hulle sê, hulle is die lig. Sien, hulle is die lig. They've got the divine spark. They know everything. They are in the light. They are light walkers. We are Christians are really truly light bearers. Jesus sê dat die lig so in julle skyn, dat mense julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wat julle lig so skyn. Ons kan net daai lig skyn as Christus in ons is, want God het deur hom in sy aangesig vir ons verligting gegee. En ons wandel in daardie lig dag na dag. Nie die gnostiese lig nie.
As jy vir die wat wil daai 2 Korintiërs 4 vers 6 wil neerskryf, 2 Korintiërs 4 vers 6, God het lig gebring in die duisternis en hierdie lig skyn in die aangesig van die Here Jesus Christus en sy kennis en sy heerlikheid kortliks opgesom. Waar is ons lig? In die geskrifte. Hoekom? Ons glo aan sola scriptura. Ons glo aan net Christus deur die geskrifte alleen. En die skrifte is ons lig op ons pad. Maar ek wil julle terugbring na een woord wat belangrik is van die eerste hoofstuk wat hy praat, wandel. Die Grieks is paripateo. Paripateo kan ek sê die konkordansie sê to tread all around. That is to walk at large. To live, to deport oneself, to follow, selfs bly, die woord wat hy sê, bly vertoef, wat Jesus in Johannes ook aanhoudend gebruik het in Johannes 15, bly in my. Ek is die wynstok, julle is die lote, bly in my. Bly in my. Daai woord bly vertoef, volg my. Dis 'n ryk Griekse woord, dit kan verskillende betekenisse hê, soos kosmos byvoorbeeld, kan 13 verskillende dinge beteken in Grieks. Hierdie parapateo wat hy hierso sê, het alreeds begin al vroeg in die gedeelte. Weer as die Gnostici gesê, ja, hulle wandel op die regte pad, hulle het die kennis, hulle weet hoe om dit te maak, hulle weet hoe om na God toe te gaan. En dan op die einde is hierdie God, nie die regte God, dis 'n verkeerde God. Dit is vreeslik om te dink in mense lewe, jy volg die regte God. En om eendag wakker te word in die dood en uit te vind jy die verkeerde God, Jesus aanbid. Dit is nie die regte Jesus nie. Baie mense kan net sowel die moslims se Jesus aanbid. Baie kan net sowel New Age se Jesus aanbid. Of New Apostolic Reformation se Jesus gaan aanbid wat in die hel gelei het. Demone het op sy kop gespring. Dis die New Apostolic Reformation se Jesus. Jy word wakker en jy kom agter die ware Jesus, ek het die pot misgesit. Ek het die verkeerde Jesus aanbid. En dis waarvan hy sê wandel die lig. As ons daar 'n liefde vir ons in ons harte is vir die geskrifte, is daar 'n liefde is vir ons naaste, weet ons dat dit die Heilige Gees wat in ons werk. Nie soos hulle sê the highest state of enlightenment is New Age. Dis ons regering ook so nie, verdra alles. Alle godsdienste is dieselfde. Laat ons saam met die paus gaan aanbid. Laat ons saam met Boeddha, met boeddhiste gaan. Laat ons saam met New Agers. Laat ons saam met hulle gaan bid, want ons is almal dieselfde. Jy kan Hare Krishna volg hemel toe, dan gaan jy hemel toe. Jy word wakker na die graf en kom agter, dit was nie die regte Jesus van die geskrifte. Dit is nie die lig van Christus nie. Vers 11 sê, hy wat sy broeder en sy suster liefhet, of haat, wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, want die duisternis het sy oë verblind. He thinks he's walking in light, but he's walking in darkness. En ek dink die enigste dier wat ek ken wat in die duisternis wat dink hy is in die lig, is 'n mol, is dit nie? 'n Mol kan nie sien nie, so hy weet nie of hy in die lig of die duister is nie. Maar is 'n interessante gebruik van die woorde van Johannes, want hy sê die duisternis het sy oë verblind. Ons ken nie gesegde die lig het sy oë verblind. Maar Johannes, die duisternis het hierdie persoon se oë verblind, want hy weet nie waarheen hy gaan nie. Hy struikel gedurig. Nou ons het verwys, kyk net na die woord wandel. Wat doen ons, wat hy ook sê, wandel in die lig. Moet weer eens sê asseblief, jong mense. Alle moderne sieninge oor dinge in die wêreld. Wat gebeur in die wêreld? Ons lewensbeskouing, ons kultuur, selfs ons mode, alles wat ons doen in die wêreld, moet deur die grid, must go through the grid of the gospel. The Bible is a line. You just need to open. Everything must go through the grid of the Bible. Wat is die sif? Wat is die grid? Wat is die rooster waardeur alle dinge moet gaan? Lewensbeskouing, kultuur. Deur die sif van die Bybel moet uitgesif word. Dit sê the Bible does not condone this. The Bible forbids this. The Bible does this.
Alle dinge in die wêreld moet deur daai sif gaan. En as hy nie pas, en hy kan nie deur die sif van die skrifte gaan nie, wat maak mens met dit? Wat sê Jesus, as jou oog jou laat struikel? Pluk dit uit, gooi dit weg. Jesus praat nie van vermink jouself, maar die ander oog gaan nog steeds sondig. Hy praat as dinge in ons lewens wat nie deur die sif van die evangelie kan gaan nie, get rid of it. As dan gaan jy staan met daai ding in die ewige verdoemenis. Parapeteo, walk, follow, be occupied with what? Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons koinonia, gemeenskap met hom het, en if we say that we have fellowship with him, but we walk, parapeteo, in duisternis, dan lieg ons. Sien, dan kom weer die waarheid weer. Dan lieg ons. En dis die waarheid nie in ons. Johannes sê so, Heilige Gees sê so. Maak ons leef van waarheid. Die volgende gebruik van parapeteo is in Johannes 1 vers 7, na 6, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap, koinonia met mekaar, en wat mekaar hier, ons het gemeenskap met God deur die Heilige Gees, en die Vader en die Seun wat in die Heilige Gees is, ons het gemeenskap, en dan kan die bloed van Jesus Christus ons gedurig reinig. Ons moet fellowship hê. Walk in the light. Dat is 'n mooi liedjie, walk in the light. Walk, ek weet nie of jy hom al hoor nie. Walk in the light. Johannes 1 vers 6, ons wandel in die lig, dan het ons gemeenskap met God die Vader en met mekaar, en dan hierdie gebruik in Johannes 2 vers 11. Hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel, walk in the dark. Soos die Gnostici. Hulle bly in duisternis, en hulle sal aanhou struikel omdat hulle in 'n ewige duisterende nag is. Oplossing 1 Johannes 2 vers 6. Wandel soos Christus wandel. Walk like Christ walk. Wandel soos hy gewandel, so moet julle wandel. Jy sê, hoe moet ons wandel nie? Ons is 27 boeke gegee. Wese van Paulus skryf, hoe moet ons wandel? Kyk nou wat die Heilige Gees vir Paulus gegee. Konsulteer dit, daar's 13 boeke van Paulus. Lewe soos Paulus sê ook, volg my soos ek Christus volg. Ons moet Christus volg. Hulle wat sê dat hulle in Christus is, behoort self te wandel soos hy gewandel het. En hulle bly in die lig. Ons sluit af die applikasie. Die vraag is ons regtig in die lig van Christus? Of is ons in die duisternis tot nou toe? Are we in the light, or are we in the darkness? Dis kom ons Psalm 1 doen. 1 gedoen, nee, daar's 2 weer. Dis 'n weer weg, way that leads to the death, and there's a way that leads to light, God eternal. En ons kan net op een van hulle, jy kan nie op 2, ons is nie waar jy so split dat jou bene uit mekaar is, want as hierdie kant van my is in lig, en daai kant is in die duisternis. It cannot be, impossible. Is ons in die duisternis of ons in die lig? Baie Christene vind hulle lig in die YouTube. Mense, ek vermaan u met liefde, met Alta of Philadelphos. Moenie 'n teologie vorm deur na YouTube. En sê jy nou sekere... Want wat moet ons doen? Ons moet YouTube trek deur die sif van die Bybel. As hy nie pas daar nie, raak ons slaaf van dit. Want daar is kanale, my niggie in Australië mislei dat daar 82 boeke in die Bybel is en dat Jesus 'n vroue apostel gehad het. Ek nie weet waar dit staan nie. Watter boek staan dit by 'n vroue apostel gehad? En my niggie hou dit vir lewe en dood. Sy sal met my stry en dan sê ek, wys vir my, gee vir my net die teks, die vers, watter boek, waar jy dit sien. Ek wag nog steeds dat sy na my terug. Maar ons vorm ons teologie, hierdie skrif oop te maak. Wat is die lig waarvan Johannes praat? Waar is die lig? Dis die lig. Dis die lig. Dis geen verskoning om te sê, o, ek het nie geweet nie. Tot iemand vir jou sê, maar dit staan nie in die Bybel so nie. En sê, o, beteken daai persoon lees nie die Bybel nie. Ken die verhaal van die klein dogtertjie na ma se laai krap en kry sy 'n swart boek onder in die Bybel. Sê, wat sê jy? En sê dit is die boek van God. Dan sê die dokter, maar as ek moet
vir God teruggee, want ons gebruik dit nie in die huis nie. Ons het geen verskoning as dit geskryf staan. Dit is written. In Johannes waarsku ons weer. And many people, churches are not there so that they can build themselves up. Ons is nie hier om mense se image op te bou. Dit doen hulle in groot kerke. Ek is ook nie 'n performer nie. Jy kry baie kerke het hulle performers hiervoor. Hy staan hier en hy perform. En die mense betaal om sy performance te gaan sien. Want hulle stuur die Kentucky bakke om, soos in Amerika. Dat die hom kan betaal. Hulle sê nie ons pastoor, ons wil eers die offerande na die tyd, tot ons eers hoor wat preek hy. Nommer 1, hy is nie 'n performer nie, die mense wat hier onder sit is nie die audience nie. Ons maak saam die geskrifte oop. Ons maak die leeu oop. Ongelukkig is baie lidmate in kerke besoekers wat nooit na die lig kom nie, want hulle gaan luister elke keer na 'n good performance. Dan kan hulle sê, dan kan Dries vanoggend so 3 uit 10 gee. Is nie te sleg nie. Dis nie waarvoor jy is nie. Jy is nie hier om vir my te evalueer. Ek moet jy na die skrif toe vat en die skrif sê die Bybel sê A, B, C, D, maar dis iets wat jy by die huis moet doen. Nie net Sondag kerk toe kom en dan ingelig word nie. Jy moet gedurig na die lig toe kom. Mense kom kerk toe. Dis kom baie mense kom so 1 keer in 'n maand kerk toe. Jy sien, dis nie vir hulle belangrik om na die lig toe te kom. Hulle wil nie hoor van die lig nie. En as ek een versie gebruik en ek vertel julle van my geskiedenis in my werk, dan sê ek ons 'n performer, performing artist. Dit hoort nie tuis in kerk nie. Want die mense bly in die duisternis en wandel in die duisternis. Hulle weet nie waarheen hulle gaan nie. Hulle vlug vir die lig en hulle hardloop na die duister toe. Jesus sê tog in Johannes 3 vers 19, en dit is die bevinding dat mense die duisternis meer lief het as die lig. Dis 'n algemene ervaring, dis 'n feit. Mense het duisternis meer lief as wat hulle lig het. Daarom het hulle altyd wegvlug van die lig. Moenie kerk toe kom nie, want dan gaan jy in die lig. Jy gaan op die spot geplaas word. Al sit 'n klein kerk, ook gaan op die spot geplaas word. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Ons is hier om saam na die Heilige Geskrifte te kyk, te hoor, what does God say? Nee, soos Joel James se kursus, nee. What is this person's problem? What does God say his problem is? And what does God say you must do about the problem? Dis alles in die geskrifte. So mag ons nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Ek weet die meeste van julle doen dit nie. So ek praat in die video in, maar daar is mense wat glad nie dienste toe gaan nie, of eenmal in 'n maand, of eenmal in 'n jaar na die dienste toe kom. Hoe kom hy in die lig? Hoe kom hy ooit in die lig? Is hy in die lig? Kan nie, want as ons die skrifte oopmaak, skyn die lig. Want Christus is die lig en dit getuig van sy lig. Ons eindig met Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Sien ons gesien vir ons op vandag. As ons in die lig wandel, wat gebeur in die lig? Jy sien jou eie sonde. As ek nie die lig oor julle skyn nie, of oor myself, want ek moet myself ook vergelyk in die skrif, en ek kyk na die lig van Christus skyn oor my lewe, moet daai lig vir my donker vlekke uitwys, my sonde uitwys. En dan moet ek put it through the grid of the gospel. Bring dit in lyn met Christus. Mag die Here hierdie gedeeltetjie vir u seën. Sal oor 2 weke voortgaan met die verdere gedeelte van Johannes wat hy praat van ek skryf aan julle, aan mekaar. So die woord sal gaan oor wat is geskryf. Maar mag die Here sy woord in jou harte seën. Gaan jy die lig van Christus gebruik hierdie week? Gaan jy dit gebruik? Gaan jy sy woord eet en drink en slaap? Julle moet my toelig, soos Giselle vir my vanoggend hier toe gelig het. Julle moet vir my vertel, dan weet ek die woord saai. Ekskuus, Dominee, daar was 2 vrouens saam met Jesus, maar hulle was nie apostels nie. Dit was Magdalena en Maria. Ja, hulle was apostels nie, maar hulle het saam met hom getrou. So dalk het sy daar skeef
vertel Ja, geword. miskien gaan sê, daar's duisende vroue wat Jesus gevolg. Glo my, waar hy ook al gegaan het. Ons lees van die disippels sê, o, daar was 12. Nee, daar was 12 apostels. Daar was duisende disippels wat saam met Jesus Ja, die getrek het. laaste vrouens aan Jesus was Maria en wat is Magdalena. Maar daar's ja, Ja. maar dankie. Dit is belangrik om dit te weet. Miskien kan ek eendag my niggie se nommer vir jou gee. Gesels julle. Maar mag die Here sy woord seën, kom ons bid en ek gaan gebruiklik vir julle 30 sekondes. Tot preek. Nie hard te bid nie, bid in die hart saggies teenoor die Here oor die woord. Nie wat ek sê nie, wat Johannes gesê het. Kom ons bid. Vader, soos U, Heer, die apostel Paulus ook gesê het, Efesiërs 5, staan op, jy wat slaap, staan op uit die dood en laat Christus oor jou skyn. Here, ek praat van myself, Here, ook sonde het, baie geneig is tot sonde, mag die spieël van die woord, waarna ek kyk, soos Jakobus van praat, Here, dat ek ons sal doen, myself, dat U skrif, U woord, my lewe sal verlig en donker vlekke en sonde daarin uitwys. Mag die Heilige Gees wat oortuig van sondige regtigheid en oordeel, elkeen wat na hierdie video luister, ook sal toelaat dat die lig van Christus oor hulle skyn, sodat hulle mag lewe en nie sterf nie. Besny ons harte, sodat ons Jesus sal lief hê. Want U het van hom gesê, dit is my seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Ons wil luister na hom, soos hy spreek in die geskrifte, waar hy die lewende woord is wat vir ons die geskrewe woord deur sy Gees gegee het, mag ons daarna luister en in die lig bly wandel, sodat ons nie self sal struikel en ander mense sal oorsaak om te struikel nie. Lei ons, dankie vir die lig en die lewe teenoor die duisternis en die leuns. Ons staan vir U lig, die lig wat skyn in die aangesig van ons Here Jesus Christus. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.